Goeiemôre. Jy luister na die derde oordeenking in die reeks Jesus is die vraag. En ons tema vanoggend is geslote of oopeinde vrae. Vrae kan basies in twee groot kategorieë ingedeel word. Geslote vrae of oopeinde vrae. 'n Geslote vraag is een wat 'n ja of nee antwoord vereis. Gaan dit goed met jou? 'n Oopeinde vraag bied ruimte aan 'n persoon om 'n langer antwoord te gee. Byvoorbeeld, hoe gaan dit met jou? Dis natuurlik 'n eenvoudige voorbeeld. Kom ons dink aan 'n meer komplekse een. Geslote vraag. Is jy nog lief vir jou vrou? Oopeinde vraag. Vertel my van jou liefde vir jou vrou. Geslote vraag. Is jy gered? Oopeinde vraag. Hoe kan 'n mens seker wees van jou redding? Daar is 'n pragtige voorbeeld van oopeinde vrae uit die lewe van Rabbi Akiva, wat min of meer 'n tydgenoot van Jesus was. Rabbi Akiva het een aand huis toe geloop na sy diensbeurt. Hy was so diep in gedagte dat hy verby die afdraaipad na Kapernaum geloop het. Sonder dat hy dit besef, het hy reguit in die hek van 'n Romeinse vesting vasgeloop. En skielik, hier in die donker, staan hy voor die soldate van die vyand. Uit die donker roep 'n Romeinse soldaat van die vestingmuur af: "Wie is jy? Wat maak jy hier?" 'n Doodse stilte volg. Dan uit die donker antwoord Rabbi Akiva: "Hoeveel betaal hulle jou om hier wag te staan?" Die soldaat antwoord: 2 drachma per week. Waarop Rabbi Akiva uit die donker antwoord: "Ek sal jou 2 maal soveel betaal as jy elke dag buite my huis kom staan en vir my daardie 2 vrae vra. Wie is jy? Wat maak jy hier?" Lees ons Johannes 1. Is die eerste ding wat Jesus doen nadat hy gedoop is, om sy eerste disippels te roep. Kom ons lees Johannes 1 vers 35 tot 38. Die volgende dag het Johannes en 2 van sy disippels weer daar gestaan. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê: "Kyk, die lam van God." Die 2 disippels het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Jesus omdraai en hulle hom sien volg, vra hy hulle: "Wat wil julle hê?" Dit is 'n merkwaardige oomblik, want dit is die eerste woorde wat Jesus spreek in Johannes se evangelie. Wat wil julle hê? Wat soek julle? In Johannes sien ons keer op keer dat Jesus weet wat mense dink. En daarom is die vraag aan die 2 voornemende disippels nie sodat Jesus nuwe insig verkry nie. Jesus weet reeds wat hulle dink en wat hulle motiewe is. Maar Jesus vra vir hulle sodat hulle self tot nuwe insig sal kom. Hierdie vraag vra na die wese van wat ons as die hoogste uitkoms, betekenis en doel van die lewe ag. En enige iemand wat na Jesus toe kom, moet hierdie vraag beantwoord. Wat is dit wat jy wil hê? Hierdie vraag van Jesus lei daartoe dat hulle eie lewens ondersoek, hulle eie voornemens openbaar maak en uiteindelik sê dat hulle by Jesus wil wees. En op grond van hierdie antwoord nooi Jesus hulle uit met die woorde: "Kom kyk." Kan ook vertaal word met: "Kom en julle sal sien." Wanneer Jesus vir ons hierdie vraag vra: "Wat wil julle hê?" Vra dit van ons om onderskeidend te dink: wat is die belangrikste van die lewe? Wat is my diepste hartsbegeerte? Want dit is 'n vraag na die begeerte van ons hart. Dit wat ons die graagste in hierdie lewe wil hê. So wat is jou antwoord vir môre? Wat wil jy hê? Dit is op hierdie punt wat ek gewoonlik in die oggendoordenkings 'n gebed doen. Maar ek wil vanmôre vir jou geleentheid gee om in jou gebed hierdie vraag te beantwoord.
Ek wil tog vir jou vra, doen die moeite en trek 'n pen en papier nader. Miskien het jy 'n joernaal of 'n dagboek. Skryf bo aan die papier: Wat wil ek hê? En dan, terwyl jy met die Here praat, skryf jy dit wat jy die graagste wil hê neer op papier. Mag hierdie vraag jou vanmôre lei om onderskeidend na jou eie lewe te kyk en na wat jy sien as die hoogste betekenis en doel van jou lewe. Mag dit jou soveel helderheid gee, soos vir daardie eerste 2 disippels. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.